Ja, John Riek, ken ek van skooldae af, universiteitsdae, die jaarkind in die gemeente, jeugleier, kweekskool toe, en staan hier op die voorrang van 'n bediening in Bethel. En daarom is dit vir my voorreg om hier te wees met Jannie. Sy het kweekskool 2 maal oorgedoen, nie omdat sy gedop het nie, maar omdat sy kweekskool toe is met 'n roeping, is sy opgelei, en toe raak sy in John Riek verlief, en toe gaan sy nou maar verder aan, om ook saam met hom deur die kweekskool verder te gaan. So sy is ook deeglik opgelei, en ek dink daar lê 'n wonderlike bedieningstyd vir hulle voor. Ons kon dit ook nou vandag hanteer het, maar nou is daar kerkordes en kerkwette waarom voldoen moet word, so dit sal DV vroeg in die nuwe jaar plaasvind. So dit maak dit 'n besondere geleentheid, en daarom is ons Here dankbaar dat daar 'n roeping op julle lewe is, en ek het nou nagelaat om met hierdie 2 doopgesprek of doopexegese te doen, want ek het nou aanvaar dat met al sy teologiese opleiding en haar dubbel en dwars teenwoordigheid op die kweekskool, dit nou nie nodig is om vir hulle doopexegese te doen nie. Maar ons is dankbaar dat ons vanmôre hier by die doop betrokke kan wees. Nou, ons doen dit nie uit gewoonte nie, ons doen dit nie uit 'n tradisie nie. Daar's 'n spesifieke doel hoekom ons kindertjies ten doop bring. Ons bely hiermee dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is. Dis wat ons vanmôre hier kom sê, die ou pragtige dogtertjie wat uit julle 2 gebore is, wat in 'n pastorie gebore is, maak haar nie 'n hemeling. En dis wat ons vanmôre in die oë staan. Ons word in sonde. Daar kan niks rein uit ons as mense wat onrein is kom. So ons bely vanmôre dat ook sy, net soos ons almal, in sonde ontvang en gebore is. En dat ons nie anders in die hemel kan kom as dat ons weergebore word. So 1 keer gebore, dan gaan jy 2 keer dood. Die dood in die lewe en die ewige dood, die ewige veroordeling. Maar as jy 2 keer gebore word, gaan jy net 1 keer dood. Snaakse wiskunde, né? Bedoelende, sy is uit julle uitgebore. Maar sy moet in haar lewe weer gebore word. Dan gaan jy net 1 keer doen. Wanneer jou siel jou liggaam verlaat, dan breek die ewige lewe aan. Daar's nie 'n tweede dood. En dis die boodskap van die doop. Dis baie ernstig, en daarom staan ons op heilige grond. En dit is wat ons bedoel. Ons en ons kinders word in sonde ontvang en gebore, en kan nie anders in die hemel inkom as dat hulle weer gebore word. So die doop red niemand. Maar dan die voorreg is dat die doop vind plaas, dat die kind word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God drie-enig kom verbind hom deur hierdie kontrak aan my kind. So die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is hier teenwoordig. So het ons ook gesing. Die Vader se liefde, die Seun se redding en verlossing, en die werking van die Heilige Gees, wat oortuig van sonde, is ook vir haar beskore. Die voorreg van ongelowige ouers te hê. En daarom is die water net die teken van die bloed van Jesus Christus wat ook vir haar gestort is. En dis hoekom hier water by betrokke is. Dit gaan nie oor bietjie of druppels of baddens vol water nie.
dit gaan die water, 'n enkele druppel water verwys na die bloed van Jesus Christus. En soos wat water 'n mens reinig, so reinig die bloed van Jesus Christus ons. En dis die wonderlike ding waarby ons hier staan. En hoewel ons kinders, soos met julle dogtertjie, niks verstaan van waaroor ons nou hier gepraat het nie, beteken dit nie dat sy uitgesluit moet wees. Maar dat al hierdie dinge uit God se inisiatief tot haar beskikking is. So al weet sy nou niks, dit gaan nie om haar nie, maar dit gaan oor God wat uitreik na haar. God wat inisiatief neem na elke mens. En dis die sakrament van die doop. Dis waaroor dit vanmôre gaan. En daarom kom dit nou na julle toe as ouers. En hoekom julle hier staan. En om nou vanmôre andermaal julle as ouers te kom verbind en voor God te onderneem, om dit wat ons nou in baie kort gesê het, met haar te deel. Om as sy groot word en so sy groot word, vir haar te vertel dat voordat sy nog iets geweet het God al klaar vir jou gesê, ek is lief vir jou. Jy hoef God nie te beïndruk nie, jy hoef God nie sy aandag te vra nie, jy hoef hom nie te impress nie, jy hoef nie goed genoeg te wees nie. Jy kan net kom soos jy wil, want voor jy nog iets geweet het God gesê, ek wil vir jou 'n God wees. En so kan ons God herinner aan sy beloftes as ons vir ons kinders bid. So die doop maak net die deur so wyd oop, daar's nie redding, maar ons kan ons kinders positief opvoed met hierdie werklikheid dat God is lief vir ons. En hierdie gebeurtenis staan in die teken van God se liefde, dat ons verdien niks, maar God het vir ons ook hierdie sakrament gegee, om met dankbaarheid te kom. Dit is die Here, hier is ons in afhanklikheid, en ons vertrou dit. Ons kom gee ons as ouers, opnuut aan U af, om die pa en die ma in hierdie dogter se lewe te wees, wat U wil hê ons moet wees. Nou, geliefdes in die Here Jesus, U het nou gehoor dat die doop 'n ordening van God is om aan ons en ons kinders toegepas te word. Daarom moet die doop dan nie uit gewoonte nie of uit bygelowigheid bedien word nie, maar dat dit duidelik sal wees dat ons dit so insien, moet ons dit dan op hierdie wyse ongeveins ook op hierdie vraag antwoord. Ten eerste, John Riet en Jamoniek, al is ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom bestem tot die verdoemenis, bely julle ewenwel dat sy ook in Christus redding kan vind en daarom behoort gedoop te word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle self voor om hierdie dogtertjie, as sy tot haar verstand gekom het, hierin te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op julle antwoord? Baie dankie. Mag die Here dit dan ook vir julle moontlik maak en mag sy die vreugde in julle lewe bring wat so nodig is. En ons vra nou dat Jonike ingebring word asseblief om gedoop te word.
Johanike, ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Wonderlike Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig in U grootheid en in U liefde. Dankie vir hierdie dogtertjie, hierdie lewe wat U geskenk, wat uit Jonriek en Jamoniek die lig gesien het. Ons wil bid dat U hierdie gesin sal seën, dat U hulle as ouers sal toerus om deur voorbeeld en lewe ook vir haar die weg aan te dui. Dankie dat U vanmôre kom sê, ek wil vir jou 'n God wees, maar jy moet vir my 'n kind wees. En ons bid, Here, dat daardie dag ook spoedig sal aanbreek, dat sy positief sal reageer op U roepstem, wat sê, my dogter, gee my jou hart. Ons bid dit in Jesus naam, en ons wil bid dat U die gesin en die familie sal seën, tot U eer en tot U verheerliking. Amen. Nou lyk dit vir my, dis 'n gereformeerde dogtertjie. Sy het nie 'n woord gesê. Sy het nie eers geraas of enigiets. Ek gaan vir SP vra om net saam met ons 'n handdruk te gee. Gelukwense met Jonriek. Baie sterkte. Dan wil ons ook net vir die sondagskole geleentheid gee om gelukwense oor te dra. Ons gaan vir hulle die seën van die Here toesing. Laat Heer die seën op hul daal. Ek weet nie of dit die lied is wat op die bord is nie. Daar sê, kom ons staan, dan sing ons hulle hierdie seënbede. En al die ooms en die tannies en almal wat hier is, baie geluk. En mag die dogtertjie, soos wat ons bid, vreugde in Jonriek en Jamoniek se lewe sal bring, dat sy ook vir julle as familie 'n groot vreugde sal wees, vir al die ooms en die tannies. Baie geluk en baie seën. Trek die woord. Ons gaan vanmôre by hierdie geleentheid die Bybels oopmaak by Levitikus 26. Levitikus 26 en nog 'n skok. Dit is vanmôre 'n dag van skokke. Ek gaan nie 'n leere grapie vertel nie, maar ek gaan nie hierdie hoofstuk vir u lees nie. Ek wil vir u vra om huis toe te gaan om hierdie hoofstuk van Levitikus 26 baie aandagtig te gaan lees. Hy het 46 verse en hierdie hoofstuk is eintlik 'n baie belangrike hoofstuk in die Bybel.
Bybel en baie keer mis ons dinge wat vir ons opgeteken staan in die Ou Testament. Maar Levitikus, die boek Levitikus en dan ook hierdie hoofstuk 26 is eintlik die slothoofstuk van die wetgewing wat van Levitikus 17 tot 26 opgeteken is. En die gedeelte word baie keer in ons naleeswerk genoem die heiligheidskode. En God het 'n volk gekies, die volk Israel, uit al die volke uit, en God sluit dan ook die wetgewing wat hy vir die volk opgeteken het af met hierdie hoofstuk, waarin daar dan seën en vloekbeloftes aan die volk Israel uitgewys word, wat hulle sal ervaar, die seën as hulle gehoorsaam is, en dan die vloeke as hulle ongehoorsaam is. So God het hier 'n saak met hierdie volk, wat hy tot stand gebring het, en hy sluit met hulle 'n verbond. Hy maak met hulle 'n ooreenkoms. Ek het julle gekies as volk uit al die ander volke, maar ek het voorwaardes, die voorreg om deel van hierdie volk te wees, is daar sekere seën vir as julle gehoorsaam is, maar daar is ook baie probleme en swaar kry as julle ongehoorsaam is. En dis dan waaroor hierdie hoofstuk gaan, en heiligheid in hierdie wetgewing staan sentraal. Ons het gesing, ons staan op heilige grond, dit pas so in by hierdie boodskap. Hierdie hoofstuk gaan oor hoe 'n mens heilig kan lewe in verhouding met 'n heilige God. Maar ons sien ook hierin dat hy sy getrouheid as 'n God wat 'n verbond sluit, wat 'n kontrak sluit, dat hy getrou is daarin, maar dat hy ook vir ons die geleentheid gee en die verantwoordelikheid om die regte keuses te neem. Want liefde is nie soos 'n robot nie. Ons is nie robotte nie. God het ons nie geskape om soos robotte te wees wat God moet lief hê. Hy het ons lief. Hy het ons eerste lief gehad. Maar liefde is 'n reaksie. Liefde vra 'n antwoord. As iemand vir jou sê ek is lief vir jou, dan moet jy respons hê en sê maar ek is lief vir jou ook. Liefde vra 'n reaksie. En hier is die kontrak wat God met hulle sluit. Ek is lief vir julle. Ek het julle uitgekies om my volk te wees, my uitverkore volk. Maar ek gaan julle nie dwing om vir my lief te wees. Ek gee julle 'n keuse. Want dis liefde. Liefde verroep 'n reaksie. Jy is vry om te kies. Jy kan my liefde wegklap, of jy kan my liefde aanvaar. Onthou net, gehoorsaamheid, daarvoor sal jy geseën word. Maar vir ongehoorsaamheid, deur jou verkeerde besluite, kan daar baie slegte dinge met jou gebeur. So, in eenvoudige terme, 'n samevatting van Levitikus 26 waarby ons stil staan vanmôre, is God sluit 'n kontrak met Israel. Hy sê, as julle my dien, sal dit met julle goed gaan. As julle van my af wegdraai, sal ek julle moet tugtig. Maar ek sal julle nooit verlaat. Ek sal met jou wees. Daarom is dit een van die mooiste verse waarby ons gaan stil staan nou, as ons by vers 12 gaan stil staan van Levitikus 26. Hierdie woorde is so oud soos Abraham, maar so vars soos vanmôre hier in die kerk. Ek gaan net hierdie enkele vers vir u voorhou, vers 12 van Levitikus 26.
God is aan die woord, terwyl hy met hulle praat, sê hy, en ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Dis hierdie wonderlike belofte wat alreeds so vroeg as aan Abraham gemaak is, en dit wys ons so vas as wat dit is tot vanmôre toe, dat God se genade en God se liefde en God se beloftes is so vas soos elke nuwe dag se môre dou of vas briesie. Elke dag vas, so ook vanmôre. As God vanmôre by hierdie wonderlike familiegeleentheid vir ons hieraan kom herinner, dat God 'n God is wat getrou bly, en dat ons vanmôre deur hierdie doop, hierdie getrouheid van God kan vier. Dat ons daarin kan verheug en daaroor kan bly wees. Dat hierdie ou verbond, hierdie ou liefdesverklaring van God, wat soveel duisende jare aan Abraham gedoen is, ook vanmôre aan jou en aan my gedoen kan word. Aan ons wat hier is, aan die doopouers en dan in besonder ook die dogtertjie wat in doop gebring is. En daarom wil ek aan die hand hiervan met u praat oor die belangrike persone by die doop. Persone by die doop. Die belangrike partye by die doop. Nou hierdie sakrament van die doop word soms verwar as dat dit iets is wat ek moet doen. Ek moet my laat doop wanneer ek 'n keuse vir die Here gemaak het. Maar dan vergeet ons iets baie belangriks van God se getrouheid, van sy verbond, dat hy eintlik eerste inisiatief neem. So wie is nou eintlik die belangrike persone wat by 'n doopplegtigheid soos hierdie betrokke is? En ek wil u verras deur te sê dat die eerste belangrike persoon nie Johannika is nie Johanrik en Jamaniek is nie. Maar die belangrike eerste persoon waaroor dit vanmôre gaan, die belangrike persoon, die party wat hierby betrokke is God. En daarom moet ons vanmôre ons hart en hoof buig voor die Allerhoogste God. Dat hy is die belangrike party, hy is die belangrike persoon, nie ek en jy nie. Maar dat ons 'n God aanbid, wat vir jou en my sê, ek sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees. Dis die belangrike persoon. Ons aanbid nie 'n God van daar ver nie. Ons aanbid nie 'n ver af God nie. Ons aanbid nie hout of klip nie. Ons aanbid nie iets hier om sy aandag te trek. Ons hoef hier niks te doen om sy aandag op my te vestig. Want hy het lank reeds van voor die grondlegging van die wêreld het hy besluit, God almagtig, dat hy van die mens skape, Adam en Eva, maar hulle gaan nie robotte wees nie, hulle gaan mense wees wat kan kies, wat kan reageer. Maar ek sê vir hulle, ek gee vir hulle die tuin, ek sit hulle in die tuin, ek gee vir hulle alles, maar dat hulle sekere dinge nie moet doen. En as hulle ongehoorsaam is, gaan hulle die prys daarvoor betaal. Dis hulle verantwoordelikheid, maar ek, in my liefde, is tot hulle beskik. Nou ja, ons weet wat gebeur het, en Johanrik gaan dit vanaand vir u baie mooi uitlê en verduidelik. Dat hulle het gesondig, hulle was ongehoorsaam en hulle moes die prys betaal, en soos die sonde deur een mens in hierdie wêreld gekom het, so het die sonde na ons almal toe deurgedring. Daarom het ons almal gesondig
en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar die heerlikheid van God het nooit verander. Die heerlikheid van God is gebore uit die hart van God, wat ewig en altyd getrou bly, en wat vir ons gesê het, ek sal in julle midde wandel, ek sal intensief by julle betrokke wees. Ek wil in jou lewe inbou, ek wil alles van die Godheid tot jou beskikking stel. Ek sal in julle midde wandel, nie daar ver nie, maar in julle midde, by julle, saam met julle. Ek sal naby julle wees. Om vanmôre te hoor dat die God van die eeue wil by ons wees, wil saam met ons wandel en wil in 'n verhouding met my lewe. Nie net 'n tradisionele God wat ek nou maar vanweer my opvoeding dien nie, en dat daar is so koue ver af eerbied nie. Nee, 'n intieme, intense, persoonlike, naby verhouding. Met ander woorde, dat ek kan besef dat ek nooit 'n tree in hierdie lewe hoef te gee alleen. Dat hy midde is in my beproewings. Dat hy by my is, by my hartseer. 'n Geleentheid waarin ek altyd dink is, toe daar, en dit was nou Sambesi weg, Sigaat toe, Magaat toe, Rylaan, daar waar ons baie ry in Pretoria, het daar een keer 'n dronk man 'n rooi robot geskiet en 'n kar getref en 'n jong meisie is in die slag dood. Terwyl sy daar op die kruising in haar eie bloed lê, 'n moederhart wat uitskreeu, maar waar was God toe dit gebeur? Dadelik hierdie reaksie, as daar teëspoed kom, as daar hartseer is, as daar beproewing is, waar was God? Toe die World Trade Center, daai vliegtuie daarin gevlieg het, was die eerste groot debat, maar waar was God? God sê vir ons vanmôre, en ek kom vir hy ma sê, God is hier by jou. Hy tree saam met jou oor die gebrokenheid van hierdie wêreld waar 'n dronk man 'n rooi lig skiet en dit jou lewe kos. Hy's midde in jou stryd. Hy's midde in jou omstandighede. Dis die begrip, dis die verstaan van die God wat vanmôre die persoon is waarom dit draai. Ons hele lewe om net weer te hoor, ek sal in julle midde wandel. Jy hoef nooit daaraan te twyfel. Hy verbind hom. Dis die God wat hom aan ons openbaar in die Bybel. Dis die God wie jy en ek kan bid, om in ons diepste nood in wanhoop uit te roep, maar waar is God? Hy is daar. Wanneer die grootste hartseer of teleurstelling ons tref. Hy is daar wanneer dit met ons goed gaan. Hy is daar in ons vreugdes. Hy is nie net teenwoordig hier in die kerk. Hy is nie net teenwoordig op die bergtoppe waar ons hom kan voel nie. En jy weet, emosies is vervlietend, dit kom en dit gaan. Hy is altyd daar. Of ek lekker voel of sleg. Of ek hartseer is en of ek bly is. God is altyd teenwoordig. Dis baie keer ons sien nou die son skyn. Hier kan nou 'n wolk oorkom. As dit bewolk, dan sien ons nie die son.
Dit beteken nie dat die son weg is nie. Hy sit nog op presies dieselfde plek. Maar daar het net nou wolke ingeskuif tussen ons en die son. En baie keer skuif daar 'n bietjie wolke tussen ons en God in. Maar as die wolk weg is God in sy teenwoordigheid. Was hy daar, is hy daar, en sal hy vir altyd daar wees. Hy sê nie net vanmôre hier in Levitikus 26 vers 12, ek sal in julle midde wandel nie, maar ek sal vir julle 'n God wees. Hoe persoonlik kom verbind God, die skepper van hemel en aarde, die almagtige, aan wie al die autoriteit behoort, aan jou en aan my. Jy en ek is dit nie werd nie, ons sal dit nooit werd wees. Maar dis die wonder van die genade en die geloof, wat ons hierdie getroue God met u kan deel vanmôre by hierdie geleentheid. Hy is hier teenwoordig, in sy volheid, in sy grootheid, en as jy en ek dit nie ervaar nie, dan is dit nie omdat God nie hier is nie, maar dan is daar 'n probleem in ons verhouding met God. Want hy wil naby wees. Hy wil vir jou en vir my 'n God wees. Hy wil vir jou en vir my al sy seën en al sy heerlikheid kom deel. En dis van die begin af so. Hy wil hê ons moet dan aan hom verbind wees. Hy sê vanmôre vir jou, my sorg, my lyding, my liefde, my beskerming, my alles behoort vanmôre aan jou. Dis die God wat jy en ek aanbid. En van die begin af, dit is wat hy vir Adam en Eva gesê het. Hulle het dit nie geglo nie. Hulle het kanse gevat en so vat ons nou nog kanse. En daarom is dit vir my belangrik dat ek dit weer vanmôre met julle kan deel. Hy het basies vir hulle gesê dat hulle die geluid van die Here kan hoor terwyl hy by hulle in die tuin wandel. Dit is so naby God in jou en in my lewe wil wees. En toe gebeur daar nog 'n groter wonderwerk. God kom hier by die Kersgety in menslike gestalte na ons toe. En dit is wat Johannes 1 vers 1 vir ons sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dis die wonderlike gety wat ons in is, wat ons kan vier. Nie om saam met die wêreld partytjies te hou, maar om met daardie krib te kom staan, op heilige grond. En as ek na daardie kind in die krib kyk, is dit God. Wat dit so ver gevat het, my broer en suster, om die luisterryke skoonheid van die hemel te verlaat, om hier onder ons te kom bly, om mens te word, soos jy en ek. Kan daar iets of iemand wees wat homself so kan identifiseer met jou en met my as die God wie ons vanmôre aanbid? Ek sê, hy gaan nog verder, en hy bevestig hierdie belofte, dat hy sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees, om die hemel te verlaat, mens te word, en onder ons te kom woon. God kom bly met ons. Immanuel, God met ons. Dis die persoon aan wie se voete ons vanmôre kom knie, by hierdie wonderlike genademiddel, wanneer ons 'n kind ten doop bring. As God sy hart, eintlik kan ek dit so stel, uitdop, en wie jy ook al mag wees vanmôre,
wat jy ook al mag dink, vir jou sê ek wil met jou loop. Ek wil vir jou 'n God wees. En alles wat daar in die Godheid is tot jou beskikking in Jesus Christus. En hy staan by die deur en hy klop. Kyk net, hoe ver gaan hierdie God? Nou kom klop hy aan jou hart. Ons het ons hartsdeure toegeklap. In Adam en Eva is ons almal gebore, maar hier kom die getrouheid van God. En hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. My seun, my dogter, gee my jou hart. Gee my jou hart. Want ek wil vir jou 'n God wees. En ek wil met jou hierdie pad saam doen. As jy Jesus het jy die lewe. As jy hom nie het jy nie die lewe. Dis die verantwoordelikheid wat na jou en my toe kom, dat God van sy kant af die deure oopgooi, maar dat jy en ek daarop in liefde kan reageer. Maar wie is die tweede belangrike persoon? Vanmôre, Joanike, ek wil vir jou 'n God wees, maar jy moet vir my 'n volk. Maar, en dit bring ons by die keuse. God het uit sy liefde vanmôre in die sakrament, wat 'n teken is van dit waaroor ons praat, na haar toe neergebuig. Is dit nie wonderlik? In ander denominasies word kindertjies ingeseën. Ons doop hulle. Maar dis dieselfde ding wat ons sê, dat God verbind hom tot hierdie kind. Hy kom sê, ek wil in jou midde, voordat hierdie kind nog enige iets weet, hy hoor ons dit. Daarom mag hulle nie daarvan uitgesluit word. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Hy is eerste, tweede is dit ek, die mens. Daar is tog 2 handtekeninge by elke kontrak, die koper en die verkoper. Daai kontrak is nie geldig nie voordat al 2 geteken het. Nou wat vanmôre hier gebeur, God teken sy kontrak met haar. Ek wil vir jou 'n God wees. My dogtertjie, ons bid dat jy op 'n dag ook jou handteken op die kontrak sal kon skryf. Dit gebeur die oomblik wanneer ek reageer op God se liefdesroepsel. My handteken, as ek Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, dan word daai kontrak geldig. So dis die tweede party, die doop hulle. En ons bid dat dit haar deel sal wees. Maar my vraag vanmôre, van die wat al gedoop is as kind, het jy al jou deel van die kontrak nagekom? Het jy al geteken? Of hoop jy maar vir die beste? Hierdie God is so wonderlike God, hy sal my nie laat verlore gaan. Dit werk nie so nie. Hierdie liefdevolle God vra jou hart, jou lewe, om op daardie liefdesaanbod te reageer. En daarom moet jy kom teken. Jy moet reageer op die roepstem van God. Daarom kan ons vir ons kinders bid. Die profeet Jesaja het gesê, herinner God aan sy beloftes. So kan ons vir die gedoopte kind bid, dat God deur sy gees sal werk, sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sal voortgaan daar, totdat sy gereageer, jy gereageer. Ek wil vanmôre vir u sê, God los jou nooit.
Hy sal dinge in jou lewe toelaat, totdat jy tot inkeer kom. Sy liefde sak baie diep. Sy liefde ken jy die hoogte, die lengte, die breedte, die diepte van God se liefde. Hy wil dit eintlik vanmôre opnuut aan jou en my kom openbaar. Uit die hoogte uit. Niks so hoog is soos die liefde van God. Jesus se arms was aan die kruis uitgespank op sy wydste, die lengte en die breedte, wat die hele aarde omspan, waarby jy en ek ingesluit is. Maar die diepte van sy liefde gaan tot in die diepstes van ellende, tot waar jy dalk in die gutters lê, van alkoholisme, van dwelm verslaan. Dis die diepte van God se liefde. Hy sal vir jou daar gaan uithaal. Daar is nie 'n gat te diep waaruit God se liefde jou nie kan uittrek. Dis die diepte, tot in die tronksel, tot in watter wanhopige situasie. Die diepte van die liefde van God is vir jou. Maar jy en ek moet daai reddingstou wat na ons toe gegooi word, gryp en dan tot my veiligheid gebring. Om hierdie God so naby as my Pa te ervaar. En dit bring ons by die derde party. En dis die ouers wat vanmôre hier kom staan het en beloof het dat ons dit en daar gaan doen. Dis die derde party, ouerskap, paas en maas. Ons het 'n groot verantwoordelikheid om 'n volgende generasie op te voed in die weë van die Here. En soos dit na John Riek en Jan Aniek gekom het vandag, kom dit na elke een vanmôre wat sê, jy's 'n pa of jy's 'n ma. Ek wil vir jou vra, is jy dit waardig? Kan jy vanmôre voor God staan as die middelman tussen die kind en God? Dis jou posisie. Derde belangrik, maar baie belangrik, daai belangrike skakel tussen jou kind en God. Jy is die eerste gesagsfiguur na wie jou kind opkyk. Baie mense projekteer hulle ouerbeeld, hulle vaderbeeld op God. Wat se beeld het jy oorgedra aan jou kind? Is ek net lief vir my kind wanneer sy eerste staan in die klas? Of wanneer sy die wieterlorm leerling by die skool is? As daar geen prestasies is en dan weet die kind nie eens van jou bestaan nie. Hy kry geen krediet. Jy skep 'n verwronge beeld as ouer in daai kind se gemoed. Hoeveel doopouers staan by hierdie groot toesegging, hierdie groot uitdaging om die pa en die ma in die gesin te wees vir ons kinders. Hoeveel doopouers het nie al hier weggestap? Ja, die tradisie is nagekom. Die kerk se reëls is gevolg. Maar stap onverskillig weg. Dit was soos die pa wat een aand in die kroeg sit en sy elmboog oor die kroeg haak. Ver weg, toe hy omkyk, toe staan sy seentjie agter hom. En hy vra vir hom, maar hoe het jy hier gekom? Ek het net pappa se voetstappe in die sneeu gevolg. Dis die realiteit. Monkey see, monkey do.
Kindertjies kyk, kindertjies volg. Baie keer as ons as ouers so diep teleurgestel, hartseer. Maar die vraag is, het ons die regte voorbeeld gestel? Die ander vraag is, het hulle die regte besluite geneem? So hy sluit altyd kant. Maar die oproep vanmôre is ook aan ons as ouers by hierdie geleentheid. So ek wil ter afsluiting vir u vra vanmôre in die lig van hierdie boodskap. Leef met 'n bewustheid van God se nabyheid. Moenie weer eendag wonder waar is God. Al leef ons in 'n ongemaklike wêreld, al gly die ekonomie, al trek ons swaar op watter gebiede, al is die regering korrup, dat dit ons nie sal onderkry, maar dat ons sal lewe met die bewussyn, God is by my. Hy wil in my midde wandel, en hy wil vir my 'n God wees. Die tweede ding is, kies hom opnuut, of vir die eerste keer vandag, as jou God. Laat dit wat hy wil wees tot sy reg kom in jou lewe. Laat hy dit wat hy sê, ek wil in julle midde wandel en ek wil vir julle 'n God wees, laat hom dit wees. Maak jou hart oop. Neem hom aan, aanvaar hom, of by hernuwing, kom gee jou hart in jou lewe, en wandel in intimiteit met God, in 'n tyd soos hierdie. En dan die laaste, leef soos sy kind. Leef soos sy volk. Leef soos mense in wie God gestalte gevind. Leef soos mense in wie Jesus Christus sy plek in jou lewe gevind het. Wees anders as die wêreld. Praat anders, dink anders. Gee rigting anders. Trek mense Godwaarts met jou lewe. Wees hom gehoorsaam. Wees lief vir hom. Laat hy sy karakter in jou uitstort, sodat jou karakter as mens kan wees soos hy is. En skep moed en skep hoop vir môre. In 'n tyd soos hierdie. Ek wil in julle midde wandel. Ek wil vir julle 'n God wees, maar julle vir my 'n volk wees. Dis die wonderlike boodskap waarmee God u vandag hier bes. Mag u sy vrede, sy liefde ervaar. As u onseker is, maak seker, moenie uitstel. Dis onnodig om in hierdie gekompliseerde wêreld sonder God en sonder hoop rond te strompel in wanhoop. Kom na hom, die God der eeuw, die koning van die konings, die Here van die Here, wat in jou wil kom woning maak. Amen. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat u ons vanmôre weer kom herinner het aan u oorweldigende goedheid en liefde. Dat dit vir ons moeilik is om daaraan te ontsnap. Maar dankie vir u roepstem. U weet dat daar dinge is wat ons soms laat verdwaal. U weet dat daar soms afdraaipaaie in ons lewens is. U weet dat ons baie keer moed verloor, verkeerde besluite neem. Wil u hierdie oomblikke gebruik, Here, om elke een weer opnuut aan u te verbind. Ek wil bid vir iemand wat in hierdie oomblikke in wanhoop is en sê, Here, help my
Ek wil nie meer 'n dag langer sonder U lewe nie. Dat U daardie noodkreet sal hoor. Dankie, Here. U is die mense liefhebber. U is die een wat omgee tot in die diepste van ons wese. U verstaan, U begryp, U is gesalf om die gebrokenis van hart gesond te maak. Om die gevangenes vry te laat. En hulle wat in wanhoop is, weer hoop te gee. Dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir die sakrament van die doop, dat ons ook ons kinders daarby ingesluit is, by U beloftes. En dat ons dit kan omarm en U daarvoor kan eer. Gaan voort met die werk. Here, ek wil bid dat U ons as ouers sal kom toerus met krag en wysheid uit die hoogte. Om waar ons gefouteer het na ons kinders toe te kan gaan en te gaan sê ek is jammer, ek was verkeerd. En dat U herstel in verhoudings teweegbring. Dat dit die sement is wat ons weer aan mekaar kan bind. Die liefde in Jesus. Deur Jesus na mekaar. Wil U elke skeiding afbreek en mense weer by mekaar bring, soos Josef se broers wat hom verkoop het. Dat die dag gekom het toe hulle in mekaar se arms gestaan en heilig en vrede gemaak het. Kom werk op die eie besondere manier in Jesus naam.